Okay. Soos hoe ek lyk of soos hoe ek praat? Ek het gedink om dalk met 'n aksent te begin, maar dit gaan nie vir almal aanneemlik wees nie. Ek is baie opgewonde vanoggend en maar voor ek begin wil ek net vinnig iets deel wat deur my gewys het terwyl ons nou gesit het. Is hierbo is 'n ronde ligte wat ons kan sien. En op die lig is daar so 'n rooi nommertjie op die opsie wat is en elke nommertjie, ek dink hy het 400 verskillende nommertjies. En elke nommertjie is 'n verskillende skakering van dieselfde kleur. En ek het voor as iemand op volgende moet hoor, jou kleur is nie iemand anders se kleur. Hoe jy skyn, waar die Here jou wil skyn, is nie waar die Here die ander mense wil skyn nie. Maar saam is dit die helder lig van een tipe lig wat almal verskillend lyk, maar wat die wêreld verlig. So ek wil net dit vanoggend oordra. Ek voel as iemand wat dit vanoggend moet hoor, jou lig is nie dieselfde as enigiemand anders lig nie. En jy moet ophou jou lig met iemand anders lig vergelyk. Amen. Amen. Okay. Kom ons spring in dit in. Wie is opgewonde vanoggend? Amen. Ons sal daar kom. Ons gaan daar kom. So vanoggend die titel vanoggend is Watter een? En julle kan sien is 2 deure en ek het dit aspres so gedoen want ons gaan nou uitkom wat hierdie titel beteken. Okay, maar ek wil begin met 'n vraag wat julle regdeur vanoggend in julle gedagte moet hou. En dit is watter Jesus volg ek? Okay, so elke keer as ek iets sê, hou dit in die agterkant van julle gedagte. Ons gaan iewers met dit kom, ek beloof. En in die week is ek so gekonfronteer die week met die vraag, watter Jesus volg jy? En die Here het eers die vraag vir my gevra, sonder dat hy vir my enige konteks gegee het. En toe sit ek vir 2 dae en ek sê, Vader, wat bedoel jy, watter Jesus volg ek? Ek volg iemand op die kruis vas, ek volg nie wat vir my gesterf het, ek volg een van wie ek verhouding het. En die Here kom sê vir my, nie die een waarmee jy verhouding het nie, watter een laat jy toe? En om dit te verstaan moet ons skrif toe gaan. So as jy jou Bybel het, kan jy by Matteus 27 oopmaak. Ek weet is amper Kerstyd, maar ons gaan 'n bietjie praat oor Jesus se kruisiging. En Matteus 27 is waar Jesus klaar gearresteer is en hy is voor die autoriteitsfigure van Romeine. En hulle bring hom voor Pontius Pilatus en die skare skree dat Jesus gekruisig moet word. Maar nie uit keuse uit nie. Die keuse was vir hulle gee volgens 'n tradisie wat hulle gehad het. Elke jaar die tyd wat hulle die Pasga vier word verlaat my Afrikaans my. 'n gevangenis, word 'n gevangene losgelaat. En hierdie jaar was dit tussen Barabbas en Jesus. En die owerpriesters oortuig die skare om te skree Jesus en Barabbas gaan vry. Nou, ek het baie navorsing gedoen vir vanoggend. So ek hoop julle is reg. Nee, wie is vanoggend lus om iets te leer? Nie net woord nie, maar geskiedenis ook. Is altyd vir my interessant. So kom ons praat bietjie oor Barabbas. Ons gaan nou by Jesus kom. Barabbas was 'n rebel leier wat 'n rebellie teen die Romeinse ryk gerig het. Hulle het mense doodgemaak, hulle het plekke geïnfiltreer en hy was gevangene geneem. Dit is wat hy gedoen het. Maar het julle geweet, Barabbas se naam was Jesus Barabbas? Het julle dit geweet? Ek het dit nie geweet nie, dit is my amazing. En dan die naam Barabbas, die woord bar beteken seun van. En die woord Abba beteken vader. So Barabbas se naam is seun van die Vader. Dis amazing, né? En Jesus, die naam Jesus beteken Yahweh red. So hierdie ou wat mense doodgemaak het, wat die keuse tussen Jesus is en Barabbas is, sy naam beteken Yahweh red, die seun van God. Dis kry ek sommer hoendevleis. Dis vir my toe ek dit raak lees, toe stom met my. En nou sien ons daar's 'n keuse tussen die Jesus en daai Jesus. Tussen Jesus Christus en Jesus Barabbas.
Nee? En ek vra weer eens die vraag, watter Jesus volg jy? Vir die feit dat in ons lewens vandag het ons nog steeds die keuse tussen Jesus Christus en Jesus Barabbas. Kom ons kom daarby uit. So, kom ons vergelyk gou Jesus Christus en Jesus Barabbas. So, Jesus Christus gee lewe. Amen? En volgens Barabbas se geskiedenis vat hy lewens. Nee, sien ons dit? Okay. Jesus Christus bring redding deur sy lyding op die kruis. Amen? Barabbas probeer redding bring deur gewelddadige aksies. Jesus is die ware seun van God en Barabbas is die seun van die Vader net deur sy naam. En die vierde vergelyking wat ek neergeskryf het is, Jesus verteenwoordig die koninkryk van God en Barabbas verteenwoordig 'n wêreldse politiese Messias figuur. So hier is ons letterlik die teenoorgestelde van die standaard. Jesus is die hoogste standaard wat ons kan kry. Hy gee lewe, hy is die ware seun van God. En hierdie kant het ons amper half 'n naaping van wat Jesus is, maar heeltemal aan die ander kant. En ek vra myself, hierdie kan tog nie die enigste voorbeeld wees in die woord van mense wat die teenoorgestelde kies as wat vir hulle gegee word deur die Vader nie. Maar toe kom ek agter, die woord is redelik vol patrone van mense wat nie vat wat die Here vir hulle gee nie. Nee? Ek gaan 4 voorbeelde volgende gou vinnig met julle deel. Eerste een is in Eksodus 32, wat gaan oor die goue kalf, en 'n bietjie konteks is dat, my pa het nou gedeel, Moses gaan op berg Sinaï op, in die hoogste teenwoordigheid, en hy bring die 10 gebooie terug vir die mense van God. En hulle is afwagtend vir dit, maar hulle word ongeduldig. En wat kies hulle? Kom ons lees gou. Eksodus 32 vers 1 en 2, wat sê, toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode, wat voor ons uittrek. Want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af, wat aan julle ore, van julle vroue, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my. So hierso moet hulle net so klein bietjie wag, vir dit wat die Here vir hulle het, dit wat die Here vir hulle wil gee, wat vir hulle goed is, wat vir hulle op toepassing gaan wees. En hulle kies onmiddellike fisiese interaksie met afgode, wat hulle nie kan sien nie, wat niks vir hulle beteken nie, wat 'n teenoorgestelde is wat die Here vir hulle het. En ons almal weet wat met hulle gebeur het. Het iemand al vir julle in julle lewe gesê, ek wens die aarde sluk my in? Ek sal dit nooit weer sê nie, want net nou gebeur het. As ons kyk in 1 Samuel 15, sien ons hoe koning Saul ongehoorsaam was teenoor wat die Here vir hom gesê het. En weer eens bietjie konteks, koning Saul was die Here opdrag gegee om die Amalekiete aan te val, en hy moes Agag doodmaak, as wel al die beeste, al die skape, al die kinders, al die vrouens, hy moes almal vernietig. Dis wat die Here vir hom opdrag gegee het om te doen. En na hulle die Amalekiete aangeval het, toe vat hy Agag gevangene, nommer 1, hy hou die beste diere, die beste koring, die beste alles, hou hy vir homself, en die res vernietig hy. So weer eens, wat kies koning Saul? Hy kies om eerder iets te vat wat hy kan sien, wat hy nou kan hê, uit sy eie krag uit, as dit wat die Here vir hom gesê het om te doen. Weer eens die teenoorgestelde van wat die Here opdrag gee het. As ek kyk na Matteus 19, die ryk jong man, dan sê Jesus vir hom, hy vra vir Jesus, wat moet ek doen om die ewigheid te sien? En Jesus sê vir hom 'n moeilike maar eenvoudige sin. En hy sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het en volg my. Ek gaan die spesifieke vers 21 en 22 in Matteus 19. Vers 22 sê, maar toe die jong man die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Weerens kies hy iets wat hy het, wat hy kan sien, wat hy nie voor hoef te werk nie, in plaas van om Jesus te volg. Sien julle die goue lyn tussen? Matteus 27, kom ons weer terug by Pontius Pilatus, wat 'n keuse het, gaan hy
die gevangene Barabbas wat mense doodgemaak het, teen hulle opgestaan het, vrylaat op die mense se wense? Of gaan hy Jesus wat hy self erken, hy onskuldig bevind, net soos Caiaphas, gaan hy hom vrylaat? En hier sit Pontius Pilatus weer met 'n keuse. Vers 24, Matteus 27 sê, en toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. So weer eens, hier kies hy het 'n keuse om regverdig op te tree teenoor die seun van God, wat onskuldig was in elke Romeinse oog wat hy voorgesit was, iemand wat aan autoriteit was. En toe kies hy nog steeds om die teenoorgestelde te doen wat moes gebeur. Sien ons dit? Nou, nog altyd het mense die natuurlike neiging gehad om onmiddellike selfsatisfaksie, is dit 'n woord? Amen. Okay, my Afrikaans my nie verlaat nie. Selfsatisfaksie na te jaag om ek beloof ek gebruik nooit sulke woorde nie. Had ek heeltemal myself van die storie af. So, ons het 'n natuurlike neiging om alles nou te wil hê. Het julle al daai videoklip gesien van hulle sit 2 kleuters in aparte vertrekke en hulle gee vir hulle 2 marshmallows en hulle sê vir hulle, as ek oor 'n uur terugkom en ons 2 marshmallows nog in jou bord, gaan ek vir jou nog 2 gee. En iets so 70% van alle kleutertjies eet die marshmallows amper nog voor die ou uit die kamer uit is, né? Ons is baie soos kinders. Maak is al hoe oud ons is nie, ons kan baie keer soos kinders wees. Die natuurlike instink is daar om soos kinders te wees. Kinders te skree, kinders te huil, kinders te alles. Tantrum, ek nou nie op die vloer rondrol nie, maar ons almal is kinders. En net soos wat dit kom by dit, het ons ook 'n neiging om met die vraag in gedagte, wat sê Jesus volg ek, het ons die neiging om te kies watter Jesus ek volg. Volg ek die een wat vir my nou iets vinnig kan doen? Volg ek die een wat ek bietjie bysit of bietjie van wegvat van wie hy is of wat hy doen? Of volg ek die ware een, die ware Jesus wat die woord van praat? Wat die seun van God is, wat alle autoriteit het, wat hy aan ons gegee het. Wat sien kies ons om te volg? Nou, daar's 'n verskil om te kies wat sien jy ken en wat sien jy ervaar. Vanoggend dink ek het ons elke een die ware teenwoordigheid van die Vader ervaar. Amen. Maar ons kan kies om nie die ware Jesus te volg nie, of te ken nie. Daar's 'n verskil. Vanoggend was daar regtig 'n teenwoordigheid, maar dan kan ons hierna uitgaan en ons kan kies om 'n ander Jesus weer te volg in sekere oomblikke, sekere omstandighede. En dis vanoggend wat ons bietjie gaan aanpak. Partykeer kies ons om soos Jesus te wees wat die kindertjies na hom toe uitgenooi het om by hom te kom sit het. Of partykeer kies ons om soos Jesus te wees wat die tafels omgegooi het in die tempel. En albei is reg, albei is volgens die woord wat Jesus gedoen het. Ek sê nie moet gaan tafels omgooi nie. Ek weet nie wat so 'n situasie dit sal behels nie. Maar dit is wat Jesus gedoen het. En partykeer kies ons wanneer om wat te doen selektief. Ek dink dit is as gelowiges en elkeen se stap met die Here, dink ek is dit ons grootste kruks, is ons is nie altyd konstant met hoe ons hom volg en wanneer ons hom volg of wie ons volg nie. Ons is gered en ons glo in hom, maar ons volg nie altyd dieselfde Jesus nie. En ek praat van almal ingesluit. Elke gelowige het oomblikke wat hy kies om nie Jesus te volg nie, maar eerder Barabbas te volg. Sien julle dit? En om terug te kom by Jesus, wanneer het jy al ooit gehoor dat iemand, as hy praat van Jesus, praat hy van Jesus met oë van vuur en hare soos wol? Wie van julle het al ooit iemand so van Jesus hoor praat? En dis vir my skrikwekkend. Want die woord sê, in Jesus se verheerlikte liggaam, hierdie is wat Jesus se voorkoms is. Oë van vuur, hare van wol, as hy praat, dan ons gaan bewe. Wanneer laas het ons van iemand gehoor wat so van Jesus praat, en nie net
die een wat met kindertjies sit nie. En dit is amazing dat Jesus met kindertjies gesit het en tafels omgegooi het en ek sê nie moet mense met swepe gaan slaan nie, maar ons kan nie selektief wees met wie ons volg nie. Ons moet hom in sy volheid, in sy pragt, in elke aspek aanvaar en die deur oopmaak vir die egte Jesus om in te kom. In elke aspek van ons lewens. En ek gaan 'n stelling maak. En die stelling is die volgende. Dit is oukei om Jesus toe te laat in sekere aspekte van jou lewe. Dit is oukei om Jesus toe te laat net in sekere aspekte van jou lewe. Want dit beteken hy's daar en beteken ons nog baie plek vir hom om te vul. Amen? Maar dit is nie oukei om 'n selektiewe Jesus op selektiewe plekke toe te laat soos wat ons kies nie. As ons besluit, Here kom in my lewe in, verander die, verander daai, wys my wat om te verander, dan moet ons by dit bly. Here, U wys om hierdie te verander, kom ek verander dit, want ek het U toegelaat, en ek wil hê U moet my wys om beter te wees, meer soos U te wees. Maar ons kies watter Jesus om wanneer te volg. En dit is die kruks, voel ek baie keer van die kerk. Selfs wanneer daar gepreek word oor Jesus, daar selektief gepraat oor Jesus. Want ek gaan oor Jesus praat as ek so voel in so 'n manier, wat ek dink natuurlik is. Maar wat as ons begin in elke omstandighede, elke situasie, elke oomblik praat van Jesus met oë van vuur en hare soos wol, wat ons die autoriteit gee het waarmee hy die aarde geskep het. Wat as ons daai antwoord begin verander van wat sê Jesus volg jy en sê, as iemand vir jou vra, glo jy in Jesus, dan sê ons, yes, ek glo in Jesus, wat oë van vuur het, wat hare van wol het, wat die aarde geskaap het met 'n woord en ons het dieselfde autoriteit. Ek glo in daai Jesus. Die een wat in 'n sondaar se plek gesterf het. En julle weet, Barabbas is die enigste persoon nog ooit wat letterlik weet hoe dit voel dat iemand letterlik fisies op sy plek in die kruis gaan hang het. En ek het baie oor Barabbas probeer oplees, daar's nie baie oor hom na die ontmoeting met Jesus gehad het, met die skare en als nie. Maar ek kan myself indink hoe in sulke oomblik wat hy besef, hierdie ou het letterlik vir alles wat ek gedoen het hy op 'n kruis vir my gaan hang en hy het toe opgestaan. En ons ooggetuienis van Jesus wat weer geleef het, en ek kan nie by myself dink hoe Barabbas nie sy lewe omgedraai het en soos Paulus geword het nie. Soos ek dink, ek glo met alles in my, dit is wat gebeur het. Alhoewel daar geen historiese bewyse vir dit is nie, dis wat ek glo gebeur het. Ek kan nie dink hoe dit nie gebeur het nie. Om terug te kom by wat sê Jesus kies ons, wil ek vinnig iets ingooi. Dit gaan eers nie sin maak nie, maar ons gaan nou sien waar dit inkom. Wie van julle hou van lou warm water? Okay, ek het net vir julle 'n vraag wat julle hande opsteek. Waarvoor gebruik mens lou warm water? Om te stoor dit. Nee, ek hou van warm water of geen water. Soos waarvoor gebruik mens lou warm water? Okay, ek is nou nie een wat bak nie. Ja, en ek behalwe vir bak, daar's eintlik amper geen gebruike vir lou warm water nie. En om bietjie konteks te gee hoekom ek dit opbring, Openbaring 3 vers 16 skryf Johannes 'n brief van Laodicea. En hy sê, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond spuug. Party vertaling sê braak. Dis 'n gewelddadige aksie. En ek het nog nooit in my lewe hierdie vers verstaan, wat is die probleem met lou warm water nie. En bietjie weer eens baie navorsing gedoen vir die. In Laodicea, hulle het nie skoon water gehad in die dorp nie. Hulle het 'n paar kilos weg, het hulle amper soos klippype gebou om warm water van hierdie plek af en koue water van hierdie plek af na die dorp toe te vervoer. Dis so hulle water gekry het, skoon water. En baie keer gebeur dit dat die water deur die pype lou daar aankom. En hulle het warm water intentioneel gebruik vir iets en koue water vir iets anders. Warm water het
was verfrissend en lewensgeend. Dis waarvoor hulle dit gebruik het. Ag, daar's koue water. Warm water is nuttig vir genesing en reiniging en koue water is verfrissend en lewensgeend. Daar was 'n doel vir die warm en die koud. Albei is goed, albei gebruik hulle. Maar lou warm water kan hulle nie gebruik het nie. En volgens die geskiedenis, die lou warm water wat opgedaag het was bitter en suurerig geweest en dit het mense aan haar gemaak. Hulle kon dit nie gebruik nie. En met die vraag weer in gedagte, wat sê Jesus volg ek? Partykeer meng ons die Jesus Barabbas met Jesus Christus. En dan word ons lauwarm. Ons is nie voluit die kant toe of voluit die kant toe nie. Wat ons partykeer dink fyn is, maar dan word ons lauwarm. Ek glo dis wat hierdie skrif sê, is jy leef hier so en hier so, daar's nie 'n konstantheid in hoe ons leef en wie ons volg nie. En julle is lauwarm. En dan sê die Here, ek braak julle uit, want julle kan nie kies nie. Ten minste het die skare wat voor Pontius Pilatus gestaan het, iemand gekies. Al was dit die verkeerde persoon. Het hulle iemand gekies. Daar was 'n volharding in dit wat hulle glo. En as jy vanoggend die vraag kon beantwoord, watter Jesus aanvaar jy, is it great en is amazing. En as jy nie kon nie, wil ek jou aanmoedig om bietjie te gaan stil word en te gaan dink, hierdie Jesus wat ek volg. Volg ek dieselfde een konstant? Of selfs watter een volg ek? En dan is daar 'n volgende vraag wat ek dink ons daagliks moet vra, is watter owerpriesters in ons lewens oortuig ons dat Barabbas Jesus Christus is? Hoekom sê ek dit? Matteus 27 vers 20, na die skare gekies het, staan daar maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Wat se owerpriesters in ons lewens oortuig ons dat ons 'n ander Jesus moet volg? Is dit omstandighede, of dit nou mense is, of dit nou depressie of desperaatheid is, wat ook al dit is, kan ons dit identifiseer en kan ons dit aanspreek. Want om lauwarm te wees is nie goed nie. En met dit vanoggend wil ek afsluit. Dat mag ons die egte Jesus begeer en nie oortuig word deur onnodige, irrelevante owerpriesters wat nie autoriteit het oor ons of ons lewens of ons roeping nie. Maar mag ons glo wat die Here oor ons sê, wat 'n plek het wat ons nie eers kan bykom nie. Mag ons glo wat hy oor ons sê, wie hy geskape het, wie ons is, waartoe ons moet gaan, wat ons moet doen, wie hy is, en mag ons in konstantheid dieselfde Jesus volg in elke aspek van ons lewens. Al begin dit met Jesus, die egte Jesus Christus innooi op 'n area in ons lewe, wat beteken daar's nog areas wat gevul kan word. Amen. Amen. Vader, dankie dat ons die voorreg het om iemand soos Jesus Christus persoonlik te kan ken. Here, dankie dat ons nie op die posisie was, dat hulle moes kies tussen ons en Jesus, en die verkeerde keuse gehad het nie, Here, maar dankie dat, Vader, ons nou kan kies. Ons kan nou die keuse maak tussen Barabbas en Jesus. Here, ek kom bid, Vader, dat ons sal volhard in dit, nie net wat ons glo nie, maar in wie ons glo. In elke aspek, elke situasie, alle omstandighede. Here, mag ons bonatuurlike deursettingsvermoë het en wilskrag het om Jesus Christus te kies bo alles en almal. In Jesus naam. Amen. Het dit vir iemand volgende iets beteken? Het julle 'n bietjie beïndruk gevoel met my geskiedenis?